Dit is vir my 'n eer en 'n voorreg om saam met jou te kuier. En ons gaan vandag bietjie gesels oor die eSword Bybelstudieprogram. Nou hierdie is 'n programmetjie wat ek al vir baie jare gebruik en ek het soveel nut daaruit geput en ek vertrou dat met die gebruik van hierdie program jy ook net soveel nut daaruit gaan put. Nou heel eers om te begin moet ons kyk hoe om die programmetjie op te stel. Om te begin moet ons dan op die toetsstasie moet ons dan die soekbesonderhede intik. In hierdie geval eSword.net. En daarvandaan gaan ons sommer direk na downloads toe. Nou op downloads vind ons dan hierdie blou stafie eSword 14.1.0 install en dan klik ons net op hierdie stafie en dan gaan hy ons vat na die leer toe wat vir ons die installering gaan doen. Nou hulle gaan vir jou stap vir stap gaan hulle vir jou wys daar hoe om die program te installeer. Maar hier is die besonderhede ook vir ons mooi uitgeskryf van wat ons moet doen om die program te installeer. Nou wanneer eSword geïnstalleer word, moet ons net onthou, hy word net met die basiese King James geïnstalleer en enige ander program wat ons wil hê, moet dan addisioneel afgelaai word. Goed, so wanneer ons eSword afgelaai het en ons maak hom oop, dan gaan ons basies op hierdie bladsy uitkom. Gewoonlik begin hy by Johannes 3 vers 16. Nou om die ander programme te kan kry, moet ons hulle elkeen individueel aflaai en vir hierdie doeleindes gaan ons dan net na download toe en dan wanneer ons daar klik, dan sien ons al die verskillende formate wat afgelaai kan word, Bybels, kommentare, woordeboeke, dagstukkies, grafiese materiaal, verwysingsboeke en dies meer. So in hierdie geval wil ons dan Bybels aflaai en ons klik dan net op Bybels. Goed, so wanneer ons op hierdie blad afkom, die aflaai blad, dan sien ons daar is 'n geweldige groot hoeveelheid vertalings wat beskikbaar is. Nou die Afrikaanse ou vertaling is heel bo aan die lys, omdat dit alles alfabeties is, en dan die Afrikaanse nuwe vertaling. In hierdie geval wys hy swart, want ek het reeds die Afrikaanse ou vertaling afgelaai, want ek persoonlik verkies maar om die ou vertaling saam met die King James te gebruik, omdat dit ons suiwerste vertalings is. So wanneer jy wil aflaai, dan klik jy net op die spesifieke vertaling wat jy wil aflaai, en dan gaan hy hieronder gaan hy vir jou die besonderhede oopmaak, en hy gaan vir jou wys die tempo en die tyd waarteen die programmetjie afgelaai word. So as jy nou al jou verskillende vertalings afgelaai het, dan kan jy na jou kommentare toe gaan. Daar is ook 'n redelike groot verskeidenheid kommentare. Weereens word daar 1 of 2 kommentare word standaard saam met die moederprogram afgelaai, maar enige ander kommentare wat jy wil by hê, word dan op dieselfde manier afgelaai. Jy klik net daar en dan gaan hy hom vir jou outomaties aflaai. Dieselfde geld vir die woordeboeke. Weereens 'n groot verskeidenheid. Strongs is 'n baie bekende ene wat baie algemeen gebruik word en ek dink amper hy word ook standaard afgelaai met die moederprogram. Hier het ons dan verskillende dagstukkies wat ons kan lees en dan enetjie waarvan ek ook baie hou is dan hierdie enetjie wat al die grafiese voorstellings het. Ek is baie lief om te kyk na kaarte wanneer ek my Bybelstudie doen, wat gebeur, en dan kan jy maar net hierso deurgaan en dan kyk wat is daar wat jy van hou en dit aflaai en dit gebruik later. Hierdie enetjie is 'n baie interessante ene, die CIA World Factbook. Ons gaan net nou so 'n bietjie by hom stil staan. Clarence Lakens het 'n klomp grafiese voorstellings ook van die Bybelverklaring wat baie interessant is. So gaan maar deur gerus. Daar is 'n bietjie NASA satellietbeelde van die verskillende plekke in die Midde-Ooste. Kyk gerus daarna en dan het ons die laaste een hierso, die verwysingsboeke. Daar is 'n hele magdom boeke wat jy kan aflaai. Baie van hulle is gratis, maar die ander wat moet dan aangekoop word. Dieselfde geld vir die Bybels ook. Daar is baie Bybels wat gratis is, maar daar is ook van hulle wat gekoop moet word vir al die nuwer vertalings. Goed, nou om die programmetjie te begin gebruik, kom ons kyk gou na die funksies wat vir ons hier aangedui word. Die heel eerste funksie, wat jy seker die meeste van almal gaan gebruik, is dan hierdie enetjie.
So wanneer jy op daai Bybeltjie klik, dan vat hy jou na al die verskillende Bybelboeke toe. So jy gaan kies watter boek jy wil lees, Kolossense 4 vers 10, en dan onmiddellik dan vat hy jou na Kolossense 4 vers 10 toe. Die volgende funksie wat ons hierso het, as jy hom klik, dan vat hy jou na die vorige blad toe waarna jy gekyk het, of as jy weer op daardie enetjie klik, dan vat hy jou na die volgende blad toe waarna jy wil kyk. Nou hierdie is ook 'n baie belangrike funksie wat ek geweldig baie gebruik, en dit is ons soekfunksie. Nou om hierdie soekfunksie te aktiveer, is dit baie voordelig as jy jou bladsy vat en jy deel hom op in 2. So wat nou gebeur is, jy het jou Bybelprogram een kant, jou Bybel lees een kant, en jy het jou soekfunksie een kant. Nou wanneer ons hierdie funksie gebruik, kan ons hierso enige woord intik wat ons graag wil naslaan of opsoek in die Bybel. So ons kan byvoorbeeld nou die baie bekende woordjie vat van liefde, en ons tik dit in, en omdat dit 'n Afrikaanse woord is, gaan ons dit in die Afrikaanse vertaling soek. Hier is al die ander vertalings wat ek afgelaai het, maar uit die aard van die saak gaan die woordjie liefde nie in hierdie Engelse vertalings voorkom nie. So ons hou by die Afrikaanse vertaling. Ons gaan net 'n bietjie stil staan by hierdie funksie, en dan sê ek vir my, moet hom vir my soek in die Bybel, maar hy moet hom vir my soek net in die Nuwe Testament, en dan sê ek vir hom, soek. So hier maak hy nou haal hy al die skriffies uit, wat die woordjie liefde bevat, en op die einde gee hy ook dan vir ons 'n bietjie statistieke, 108 versies wat gevind is, waarvan die woord liefde, waarin die woord liefde 118 keer voorkom. En dan hier is dan ook 'n uiteensetting van hoe die woordjie in die verskillende Bybelboeke voorkom. Nou, wanneer ons na hierdie ander funksie wil gaan kyk, waarvan ek net nou gepraat het, ons het nou 'n frase wat ons ingetik het daar, en dan om daardie frase te soek, weer eens in die Afrikaanse ou vertaling, maar nou sê ek vir hom, soek vir my die presiese frase, search for the exact phrase, en dan ook in die Nuwe Testament, en jy druk die soekfunksie, en daar is slegs 2 plekkies waar hierdie skrifgedeelte voorkom, 1 Johannes 4 vers 8 en 1 Johannes 4 vers 16. So wat ons nou kan doen, wanneer ons hierdie skrifgedeelte in konteks wil lees, dan klik ons net op daardie verwysing, en dan onmiddellik vat hy ons na die Bybelvers toe wat van toepassing is, en nou kan jy al die skrifte voor dit en die skrifte na dit kan jy lees, sodat jy die konteks van die versie kan kry. 'n ander belangrike funksie wat ons ook hierso het, jy kan byvoorbeeld woorde vat en dit highlight, dan regs klik jy op dit, en dan sê jy vir hom, soek vir my die spesifieke frase wat ek nou gehighlight het, en soek dit vir my in die Nuwe Testament, en daar soek hy hom vir jou, en hierdie is die enigste plekkie waar daardie spesifieke woord voorkom. So kan ons ook 'n spesifieke woord vat, regsklik op hom, soek, ek sê byvoorbeeld in die volledige Bybel, daar is al die plekke, 23 skrifte waar die woordjie vrymoedigheid voorkom. 'n ander belangrike funksie wat ek ook wil uitwys hierso, is wanneer ek byvoorbeeld 'n ander vertaling gebruik, kom ons sê maar byvoorbeeld die King James vertaling, en ek wil graag hierdie versie wil ek in die Engels lees, dan klik ek net enige plek op die blad net om hom te aktiveer, en dan hou ek die muis op daardie versie, en daar gee hy vir my die spesifieke versie in Engels dan, maklik om te lees. Of andersins, wanneer jy hierdie kant Afrikaans het en jy het hierdie kant Engels, weer eens presies dieselfde. Goed, so hier het ons al die kopieerfunksies. As jy hierdie enetjie klik, dan gaan hy vir jou al die skriffies laai in jou verse list. Daar is jou kopieerfunksies, daar is jou printfunksie, en daar is die print preview funksie, en dan daar is jou kopieerfunksie. Goed, iets wat ek net nagelaat het om te sê, wanneer jy die ander vertalings of die woordeboeke of die kommentare afgelaai het, moet jy eers die programmetjie restart, soos hulle sê, om die nuwe programme wat jy gelaai het af te laai. Anders werk dit nie. So hier wys al die verskillende vertalings wat jy afgelaai het. Ons hou by die Afrikaanse ou vertaling,
En dan hier is 'n verdere funksie, pair. Nou daai een spesifieke versie wat ons gehad het, word nou vir ons hierso opgebreek tussen die 4 verskillende vertalings wat ek het. Maar ek hou baie van hierdie enetjie en ek gebruik hom ook baie. Dit is waar hy vir jou die hele skrifgedeelte dan die 3 vertalings langs mekaar sit en jy kan nou nog vertalings bysit soos wat jy nodig het. Nou kan jy die skrifversies in konteks lees en dan kan jy sommer sien hoeveel plekke is daar waar Bybelversies uitgelaat is. Nou hier het ons 'n pragtige voorbeeld van so 'n geval. Handelinge 8 vers 37 kom in die ou Afrikaanse vertaling voor en hy kom in die King James vertaling voor, maar hy kom nie in die Engelse standaard vertaling voor nie. En net so ook in ons Afrikaanse nuwe vertaling kom hy nie voor nie en soveel ander van ons nuwe vertalings kom hy nie voor nie. Volgende funksie wat ek graag wil uitlig is dan hierdie enetjie. Dit word standaard afgelaai saam met die moederprogram en hier het elke woord het 'n syferwaarde. So wanneer jy op daardie syferwaarde klik, dan gee hy vir jou die oorspronklike woord, in hierdie geval in die Griekse taal, en hoeveel kere die woord voorkom, in hierdie geval kom hy 42 keer voor. Kom ons kyk na hierdie enetjie, die woordjie Zoe, wat Zoe lewe beteken, 134 keer wat hy voorkom, en hy wys vir jou dan ook hoe die woord saamgestel is. So as jy byvoorbeeld dan wil kyk na hierdie woordjie, hierdie spesifieke woordjie, Zoe, dan kan jy weer eens regs klik op hom, en dan kan jy vir hom sê, soek vir my hierdie. Omdat dit Grieks is, gaan dit weer eens net in die Nuwe Testament voorkom, maar jy kan maar vir hom sê, soek dit in die hele Bybel, maar hy gaan vir jou in elk geval net wys wat in die Nuwe Testament voorkom, omdat dit 'n Griekse woord is. Wat nou lekker is van hierdie funksie is nou kan ons die spesifieke woord in konteks lees. Want ons het byvoorbeeld Zoe, wat goddelike lewe beteken, ons het Zaho, wat gewone lewe beteken. En dit is goed as 'n mens kan oplees en dan die verskil tussen die verskillende woorde so uithaal. Goed, ons het nou stilgestaan by die Bybelgedeelte en hierdie volgende enetjie wat ons hier kan klik is dan die kommentaargedeelte. Hier het ek weer eens, ek het 'n paar verskillende kommentators se kommentare afgelaai. Ek gebruik maar die meeste van die tyd David Gusikson, want hy maak ook baie gebruik van ander se kommentare, so dit is 'n baie veelsidige programmetjie. Wat ek ook net hierso wil uitwys is, wanneer ek na my vertaling toe gaan, kom ons gaan net na Afrikaans toe, ons is hierso oop by Handelinge 8 vers 33, so wanneer ek na hierdie funksie toe gaan, dan gaan hy vir my die kommentaar gee wat spesifiek op Handelinge 8 van 1 tot 40 van toepassing is. So die skrifgedeeltetjie wat jy uitlig in jou Bybel leesprogram, is dan die skrifgedeelte wat hulle dan gebruik hier om kommentaar op te lewer. Die volgende een wat dan gebruik word is die woordeboek. Hier is weer een verskillende woordeboeke wat ek afgelaai het. Strongs is die meer prominente ene. En dan hierdie enetjie gebruik ek ook baie. Is 'n programmetjie waarvan ek baie hou. Nou, wanneer ons hierdie funksie gebruik, dan sien ons daar is 3 opskrifte bo, topic notes, study notes en journal notes. Nou, topic notes is, jy skep jou eie opskrif en jy vergader dan vir jou hier 'n klomp inligting rondom daardie spesifieke onderwerp. Hierdie studienotas gaan dan oor 'n spesifieke boek van die Bybel. So jy kan, byvoorbeeld ek het nou studie gedoen op Johannes 3 vers 16 en dan kan ek my bevindinge kan ek dan hierso neerskryf. So as ek op 'n later stadium wil terugkom na wat ek gesê het by Johannes 3 vers 16, dan soek ek hom net op, klik op dit en dan gaan hy vir my terugbring na daardie inligting toe wat ek daar opgesit het. En dan hier is al jou joernaalnotas, waar jy dag vir dag kan notas hou van jou studies, of jou eie gedagtes, of wat dit ook al mag wees. Hy werk dan op 'n dag tot dag basis. Nou hier is ook 'n lekker funksie wat ek wil uitlig. Die grafiese funksie, en hy het ek nou 'n klompie bietjies afgelaai.
Die enetjie wat ek baie gebruik is die een met die kaarte. Ja, kan ek die kaarte bietjie groter maak en kan die kaarte bietjie rondskuif soos wat ek wil. En dan hierso kan jy nou kyk na watter plek toe jy wil kyk. Egipte en Sinai. Daar gee hy vir ons die uittog uit Egipte uit en die roete. So daar's verskillende kaarte van verskillende plekke en tye. Volgende een wat ek hier het is die factboek, wat ook baie interessant is. Hier moet ons sommer 'n bietjie groter maak. So hier in sy soekstafie kan jy byvoorbeeld nou net intik. Ek het nou Israel ingetik, maar wanneer jy byvoorbeeld 'n ander land wil intik, sê maar byvoorbeeld nou Libanon, dan tik jy net die woord in en dan moet jy afgaan hier en dan soek jy nou na die spesifieke woord. Daar is Libanon. Hier wys hy vir jou op die kaart en dan hier gee hy vir jou 'n magtom inligting van die ontstaan van Libanon, sy geografie, waar hy geleë is, landbou, die gebruik van die land, wat daar ook al mag wees, populasie, siektes, godsdienste, geweldige baie interessante inligting wat vir ons gegee word. Laken is 'n ander ene. Wat Laken doen is dat hy die Bybel voorstel grafies, en dit help nogal baie, veral as mens kyk na die boek van Openbaring, dan kan 'n mens kyk hoe hy die goed kronologies vir ons hierso neergepen en 'n bietjie sketsies ingebring om vir ons 'n idee te gee. So weer eens, as ons na hierdie gedeelte toe gaan, na die soekfunksie toe gaan, daar is verskillende onderwerpe wat hy behandel en klik maar net op dit en dan gaan hy vir jou vat en dan weer eens in baie gevalle gee hy hier ook heelwat verwante inligting, soos in hierdie geval byvoorbeeld die mysteries. Daar kan ons soms so 'n bietjie kleiner maak. Hier gee hy vir ons baie inligting oor die 7 verborgenhede waarvan Paulus praat. Hier is byvoorbeeld NASA se kaarte. Weer eens kan jy gaan kyk hierso na verskillende plekke. So hier moet jy maar aflaai wat jy van hou, maar ek vind dit baie handig en geniet dit baie om dit te gebruik. Nou hierdie funksie vat ons na al die boeke toe wat ons afgelaai het. Hier is 'n redelike groot verskeidenheid onderwerpe waaroor jy kan nalees. Jy kan hom ook groter maak, vol bladsy maak, om dit makliker te maak lees. Heelwat inligting wat vir ons hierso deurgegee word. Nou, ek hoop en vertrou jy het hierdie aanbieding geniet en dat dit vir jou kan help om ook jou programmetjie te kan gebruik en te geniet. En tot ons weer gesels. Vrede vir jou.